Goeiedag julle. En vandag is dit Matteus 9. En baie dankie dat jy saam met ons uit God se woord gaan lees. Vandag sal ons 'n paar dinge hoor wat Jesus alles gedoen het. En die eerste een is die genesing van 'n verlamde man. Vers 1. Jesus het toe in 'n skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlêend was, na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe." Party van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê: "Hy praat God lasterlik." Maar Jesus het geweet wat hulle dink. Nie gehoor nie, hy weet wat hulle gedink het nie. En hy sê vir hulle: "Waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar ek, Jesus, gaan nou vir julle bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man: "Staan op, vat jou dragbaar en gaan huis toe." En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die menigte mense dit sien, het hulle God, wat sulke mag aan mense gee, met eerbiedige vrees geprys. Nou ja, Jesus keer terug na Kapernaum toe, en so word 'n verlamde man op 'n mat na hom toe gebring. Jesus sien die geloof van die mense wat hom gedra het, né? Hy sien die geloof van die mense wat hierdie man gedra het. En as gevolg van hulle geloof, sê Jesus vir die verlamde man: "Hou moed, seun, jou sondes is vergewe." En die skrifgeleerdes sien alles en hulle hoor presies wat hier gebeur, maar hulle geloof was dood, morsdood, en hulle beskuldig Jesus van godslastering. En die tweede punt is die roeping van Matteus. Vers 9. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: "Volg my." Matteus het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. En toe die fariseërs dit sien, hulle is net so 'n klomp poeliesmanne hierdie fariseërs, vra hulle vir sy disippels: "Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en het gesê: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Nou, gaan leer wat dit beteken. Wat sou Jesus in vers 13 hierby bedoel het? Gaan leer wat dit beteken. Wel, eie geregtige mense kan nie gered word nie. As Jesus hier praat van mense wat op die regte pad is, dan bedoel hy dit ironies van diegene wat hulle self wys maak dat hulle op die regte pad is en daarom nie hulle nood besef nie. As 'n mens Jesus immers wil volg, moet jy heel eers tot die besef kom dat jy in die nood is en nie self die antwoorde op jou probleme het nie. As God jou roep om hom te volg en te gehoorsaam, doen jy dit met dieselfde oorgawe as ou Matteus daar in vers 9. Die besluit om Christus te volg vra soms van ons moeilike en pynlike keuses. Ons moet besluit om alles prys te gee wat ons daarvan kan weerhou om hom te volg. En in die derde plek is dit die vastyd, né? Vers 14. In die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus toe gekom en gevra: "Waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas glad nie?" En Jesus antwoord hulle: "Kan die bruilofgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan sal hulle vas." En hier praat Jesus natuurlik van homself, né, met sy kruisiging en sy hemelvaart. Vers 16. Niemand lap tog ou klere met opgekrimpte materiaal nie, want die nuwe lap skeur die klere nog verder en die gat word net groter. En 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie, want as jy dit doen, dan bars die sakke.
Die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy albei. Nou ja, die disippels van Johannes die Doper vra Jesus hoekom sy disippels nie vas soos hulle doen nie, nê. Johannes se disippels het gevas omdat hulle berou oor hulle sondes gehad het en hulle self op die koms van die Messias wou voorberei. Jesus se disippels het nie nodig gehad om te vas ter voorbereiding van die Messias se koms nie, want hy, die Messias, Jesus, was dan reeds by hulle. Jesus het nie die gebruik om te vas veroordeel nie. En dan in die 4de plek kyk ons na die dogtertjie van die Joodse raadslid, vers 18 tot 19. Jesus was nog besig om dit vir die mense te sê, toe daar 'n raadslid van die sinagoge voor hom kom kniel en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom lê u hand op haar en sy sal weer lewe. Jesus het opgestaan en hy en sy disippels het saam met die man gegaan. Matteus 9 vers 18 en 19 praat van 'n sinagogeleier, genaamd Jairus, in ander verslae, wat na Jesus toe kom, voor hom buig en om hulp vra, omdat sy dogter pas gesterf het. Jesus reageer deur op te staan en hom te volg, saam met sy disippels. En daar is Jesus op pad om Jairus se dogter te genees. 'n Vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus dogter, jou geloof het jou gered. Van daardie oomblik af was die vrou gesond. Daarna het Jesus by die huis van die raadslid gekom. Toe hy die fluitspelers sien en die klomp mense wat so te kere gaan, sê hy, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net. Maar hulle het hom, Jesus, uitgelag. Nadat die mense uitgejag was, het Jesus in die huis ingegaan, die dogtertjie se hand gevat en sy is uit die dood opgewek. Berigte hieroor het deur die hele omgewing versprei. Ja, hierdie vrou het 12 jaar lank met bloeivloei gesukkel, nê. Waarskynlik was dit swaar menstruele bloeding of 'n soortgelyke toestand of 'n siekte. Sy het alles probeer, al haar geld aan dokters bestee, maar niks het gewerk nie. Sy glo, as sy net Jesus se mantel kan aanraak, sy genees sal word. So sluip sy agter hom in 'n skare. Sy sluip op die grond op haar knieë tussen die skare deur, om die soem van sy mantel aan te raak, en oombliklik is sy genees. Ja, Jesus voel krag uit hom gaan en draai om en hy vra wie hom aangeraak het. Die vrou, nou baie bewerig en bang, bely. Jesus sê, vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Hierdie wonderwerk gebeur terwyl Jesus, onthou dit, hy was op pad na Jairus toe, om die dogtertjie uit die dood uit op te wek. Hierdie wonderwerk gebeur terwyl Jesus op pad na Jairus se dogter se huis, wat die vertraging nog meer impakvol maak. Jesus stop eers langs die pad en hy help eers hierdie ander mense. En dan gaan hy aan en hy loop verder na Jairus se huis toe. Hy weet, hy gaan haar uit die dood uit opwek. Hy weet dit. Hy dink dit nie, hy weet dit. En dan die 6de punt, die genesing van 2 blindes. Vers 27 tot 31. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu, ontferm u tog oor ons, seun van Dawid. Jesus het in die huis ingegaan, en die blindes het daar na hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle, glo julle dat ek, Jesus, dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom, ons glo dit. Toe raak hy aan hulle oë en sê, wat julle glo, sal gebeur. Hulle kon toe sien, met ander woorde, hulle het werklik geglo. Maar Jesus het hulle baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie, né? Maar toe hulle daar weg is,
het hulle in daardie hele omgewing van hom vertel. Ja, en die verhaal van die twee blinde mans wat Jesus volg en uitroep, nee. Wees ons barmhartig, seun van Dawid. En Jesus vra hulle of hulle glo of hy hulle kan genees en hulle sê ja. Hy raak hulle oë aan en sê, volgens julle geloof sal dit gebeur. Sê nou maar net, hulle het nie regtig geglo nie. En maar net ja gesê om mense te troos of om iets te bewys. Maar omdat hulle werklik geglo het, want Jesus sê wat julle glo sal met julle gebeur. Hulle kry hulle sig terug en hulle volg hom. Die geneesde mans het die woord van Jesus oral versprei, ten spyte van sy waarskuwing om dit stil te hou, want dit lok meer aandag en skares. En in die 7de plek, die 7de stukkie wat ons moet oor gesels, die genesing van 'n stom man, vers 32 tot 34. Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense 'n man na hom toe gebring wat stom was, omdat hy in die mag van 'n bose gees was. Nadat die bose gees uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Vers 34, maar die fariseërs het gesê, dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, Beelzebul, dat hy die bose geeste uitdryf. Ja, is dit nie? Ja, Matteus 9:32 tot 34 praat 'n man wat stom is en deur 'n demoon besete was. Die man word na Jesus gebring, die demoon word uitgedryf en die man kan skielik praat. En die skares is verbaas en sê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Maar die fariseërs, hulle beskuldig Jesus egter daarvan, dat hy demone uitdryf deur die krag van Beelzebul, die vors van die demone. Hierdie reaksie toon die geestelike blindheid en teenstand wat Jesus in die gesig gestaar het. In die 8ste plek, die laaste een was die groot oes gewees. Praat Jesus oor die groot oes en wat nodig is vir die groot oes. Vers 35 tot 38. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Ek wonder hoeveel mense het Jesus gesond gemaak en lewend gemaak en genees van hulle krankhede. Dit moes baie gewees het. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Vers 38, bid dan dat die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En ons sluit af vir vandag. Jesus reis oral rond, hy leer en hy genees mense. Hy sien die skares en hy voel medelee met hulle. Hulle is getuister, hulle is hulpeloos, hulle is soos skape sonder 'n herder. En hy sê vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid die Here van die oes om arbeiders uit te stuur. Jesus beklemtoon die noodsaaklikheid dat meer mense sy boodskap, die evangelie, moet versprei. Ja, dis tog wat Jesus van jou en my ook vra, is dit nie so nie? Versprei die evangelie van Jesus Christus. Amen. Dankie vir die saamlees vandag en mag God ons Vader julle ryklik seën. Amen.